Dit is dan weer eens vir my ook 'n wonderlike voorreg om elkeen wat by die opname inskakel, hartlik te verwelkom. Dis my gebed dat hierdie diens, die boodskap vir elkeen van julle dan ook 'n geseënde geleentheid sal wees. Voordat ons saam lees en na die woord van die Here luister, kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, vanoggend kom ons as individue, as gesinne, as geloofsgemeenskap, en ons buig ons hoofde voor U in aanbidding. Ons kom raak stil in die teenwoordigheid. Ons plaas die week wat verby is agter ons. En ons plaas die bekommernisse en die planne van die nuwe week wat voor lê vir 'n oomblik net eers op sy. En ons rig ons oë en ons fokus op U. Ons raak stil om U woord. Ons kom bid dat U ons toeganklik sal maak vir U goddelike heilige stem. Praat met ons, Here, leer ons. Ons U dienaars wil luister. Ons dra hierdie diens aan U op, as ook die nagmaalsgebeure daarna. Mag dit vir ons 'n geleentheid van groot en diep waarde wees. Aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede mag wees, Here, werk, siekte, vakansie, uitstedig. Ons bid, Here, dat U ook U hand van beskerming daaroor elkeen van hulle sal hou, waar hulle op hierdie stadium verkeer. En as hulle uitstedig is, bid ons, Here, bring hulle ook weer veilig huis toe. Ons bid dit alles in U groot naam en vanuit U eindelose liefde en genade. Amen. Ons lees vanoggend Nehemia hoofstuk 3 verse 31 en 32 wat dan ook die naam van die 10de en die laaste poort inhou in ons reeks. Malkia, een van die smede, het die volgende stuk herstel. Tot by die kwartiere van die tempelslawe en die handelaars, reg oor die inspeksiepoort en verder tot by die kamer bo op die hoek. Tussen die kamer op die hoek en die skaappoort het die smede en die handelaars die herstelwerk gedoen. As ons na ons volgende poort toe beweeg, dan is dit vir ons baie duidelik dat die 10de en die laaste poort in ons reeks is dus getiteld die inspeksiepoort. Nou as ons vinnig gaan kyk na die kaart van die stadsmuur, sal ons sien dat hy sit redelik hoog op aan die oostelike sy, naby die hoek, staan daar inspection gate, en wat interessant is, vriende, as jy met hom nou verder noord gaan en om die draai gaan, dan kom ons weer by die skaappoort uit. En ons het met daardie einste skaappoort begin, aan die begin van die reeks, en het vir mekaar gesê, dat hierdie hele reeks is omvou in Christus. Ons het vir mekaar gesê, die skaappoort simboliseer Christus wat Golgotha toe gestap het, en vir ons daar aan die kruis gehang het, en ons sondes oorwin het, en die bose, ons sondes vergewe het, en die bose oorwin het, en elkeen van ons 'n nuwe identiteit gegee het. En daarom is dit so kosbaar dat na afloop van hierdie 10de poort, hierdie inspeksiepoort, beweeg ons dan om die draai weer terug na poort nommer 1. Daar waar ons begin het, sluit ons vandag af, simbolies, deur aan die nagmaaltafel te kan aansit. Ons het begin by die skaappoort, ons het begin by Christus, en vandag sluit ons dan ook hierdie reeks weer eens af, deur te eindig by Christus. Nou as ons vlugtig gaan kyk na die agtergrond van hierdie inspeksiepoort, voordat ons by die geestelike betekenis van die poort uitkom, dan hou dit die volgende interessante aspekte in. Die inspeksiepoort
was in die Bybelse tyd gesien as die poort of die basispunt vir die stad se soldate. Soldate is vanaf hierdie inspeksiepoort oor die stad uitgestuur en hulle is na die poorte versprei om 'n oogie te hou. Patrollies wat rondom die stadsmuur gedoen is vanaf hierdie inspeksiepoort gereël. Maar ek dink die belangrikste van alles, waarby ons ook dan vanoggend gaan stil staan, is dat by hierdie inspeksiepoort, dit was die plek waar die soldate moes aanmeld vir inspeksie. Dit is daar waar hulle individueel van kop tot toon deurgegaan is deur 'n generaal of een of ander hoë leierfiguur. Daar's gekyk na hulle netheid en daar is gekyk na hulle oorlogsgereedheid. Nou ek het een keer die storie gelees en ek weet nie of jy dalk van ons lidmate is nie. Ek het nou vir die kerkraad voor die tyd gesê, ek was nou van daardie groep wat nie meer verplig was om militêre diensplig te hoef te gaan doen het na skool nie, maar ek het gehoor daar was stories van persone wat so bang was vir inspeksie, dat hulle byvoorbeeld dit nie gewaag het om in hulle bed te slaap nie, want daai opmaak van die bed en die bed wat moet netjies wees vir inspeksie was vir hulle so 'n uitdaging. Hulle het eerder probeer om skelm langs of onder die bed te slaap, sodat hulle die volgende oggend ten minste nie daai bekommernis het van bed opmaak nie. En ek weet nie hoeveel van julle dalk dit probeer het nie, maar ek het gehoor van die storie van 'n soldaat wat dit probeer het, en toe in die nag, onverwags, word daar inspeksie gedoen en vind hulle hierdie soldaat besig om te slaap langs sy bed. Maar die klem op die onverwagse inspeksie. Nou vriende, as ek aan die woord inspeksie dink, dan is daar 'n klomp soortgelyke woorde, sinonieme, beelde, aspekte wat 'n mens aan hierdie woord inspeksie kan koppel. Ek dink onder andere aan woorde soos keuring, bekwaamheid, waardigheid om te slaag. Ek dink aan beginsels soos netheid, gedrag, dissipline en leefwyse. Ek dink aan aspekte soos veiligheid, sekuriteit, beskerm en verlossing. Om iets of iemand te inspekteer beteken om hom of haar of dit in diepte na te gaan, om te evalueer of te ondersoek, om na daardie persoon of ding se voldoening te bepaal. Kom ek noem voorbeelde. Voldoen die voertuig of die sleepwa aan die vereistes om op die pad toegelaat te word? Voldoen 'n boot of 'n jetski of 'n skip aan al die vereistes om op die meer of die see of 'n rivier toegelaat te word? Wie's van julle hier, julle jong mense, voldoen die 18-jarige aan die nodige vereistes om met pappa en mamma se kar op die publieke paaie toegelaat te word? Voldoen die student of die leerling aan die nodige vereistes om na die volgende graad toe te kan gaan, om 'n diploma of 'n graad te kan ontvang? Voldoen die applikant aan al die vereistes om vir die werksgeleentheid oorweeg te word? Maar as ons dieper gaan en ons vergeestelik dit vanoggend, voldoen ek en u wat vanoggend hier sit, ons wat onsself kinders van die Here noem, ons wat onsself Christene noem, voldoen ons werklik aan al die geloofsvereistes wat die Here van ons verwag, sodat ons eendag die koninkryk van die hemel kan beerwe? Want die sien vriende, dit is juis wat die simboliese betekenis van hierdie inspeksiepoort dan ook geestelik wil deurgee vandag. Ons het tydens die vorige poort vir mekaar gesê dat die Here gaan een of ander tyd weer kom.
Een of ander tyd gaan hy deur die oostelike poort inkom. Maak nie saak hoe ons daai poort probeer toebou en 'n begrafplaas voor dit probeer sit nie, die Here gaan kom. Niemand weet wanneer nie, niemand weet hoe nie. Die Bybel sê vir ons dit gaan gebeur en dit gaan onverwags wees. En die vraag is, wanneer hy kom en ons almal so soldate onverwags moet aanmeld vir inspeksie, wat gaan die Here vind? Want onthou, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat saam met die wederkoms kom ook die oordeel. Die Bybel sê vir ons duidelik, dit gaan 'n geleentheid wees waar tydens die skape en die bokke van mekaar geskei kan word. Gaan ons gereed wees? Hoe gaan die Here ons vind? Wanneer die Here onverwags kom en ons onverwags moet aanmeld en ons geïnspekteer gaan word, gaan ek en u met geestelike trotsheid kan aanmeld? Of gaan hierdie aanmelding dalk vanuit sondige skaamheid geskied? Wanneer God ons elkeen deeglik gaan deurgaan van kop tot toon, wat ons hede simboliseer, en daarna na ons bed gaan kyk, wat ons verlede simboliseer, wat gaan hy vind? Gaan hy ons glad gestryk vind? Gaan hy ons skoon gewas vind? Gaan hy ons blink gepoleer vind? Gaan hy ons mooi opgemaak vind? Of gaan ons Here geestelike plooie en sondige krekels en vuiligheid en onnetheid wat ons nog nie onsself oor bekeer het nie, gaan hy dit vind? Wanneer God in my en jou oë kyk, wat se leefwyse gaan reflekteer? Het ons daarna gestreef om die verlossingsvereistes na die beste van ons vermoë te gehoorsaam en na te volg? Of gaan hy dalk by sommige van ons 'n slordige, lui, uitstellende, kan nie worry houding optel? 2 Korintiërs 5 vers 10 meld, ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Die Bybelvriende som die slotsom van hierdie inspeksieproses vir ons baie, baie duidelik op. Almal van ons gaan verlos word vanuit hierdie wêreld uit, maar nie almal gaan die beloning ontvang. Sommige van ons gaan 'n erge straf moet deurloop, soos daardie straf wat baie van u moes deurgemaak het in die tyd van die weermagsdae, wanneer u nie op standaard was nie, veral tydens daardie inspeksieproses. Handelinge 17 vers 31 sê, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Vriende, wat is van die redes waarom sommige van ons, waarom sommige kinders van die Here, waarom sommige Christene in vandag se dae, met al die waarskuwings wat ons in die skrif vind, met al die waarskuwings wat ons rondom ons in die natuur ervaar, waarom is daar so baie mense wat hierdie waarskuwing van die onverwagse terugkeer van die Here en die inspeksieproses wat enige tyd onverwags kan plaasvind, waarom is daar so baie mense wat dit nog steeds ligtelik opneem? Ek het 'n paar idees, u dalk nog 'n paar wat u kan byvoeg. Ek dink sommige van ons hou te veel vas aan die Here se genade beginsel. Ons leun te veel oor net op die genadekant van die Here en te min aan die regverdige kant.
Baie se argument is, God is nie kwaai nie. God sal nie straf nie. God is net goed. God is net mooi. God sal my nie eendag as die einde tyd kom, laat swaar kry nie, nooit. Hy sal genade betoon. Ek kan maar doen soos wat ek wil. Die Here is nie 'n kwaai God nie. Hy's mooi. Dis baie se siening. Hulle kan dit en hulle wil dit nie insien dat die Here ook 'n kwaai kant het nie, 'n geregtige en regverdige kant, 'n kant van toorn en oordeel nie. God is net alles wat mooi en goed en pragtig is. Nou die van u wat die militêre opleiding moes deurgaan, het julle ooit 'n bevelvoerder gehad wat net mooi was en vriendelik was? Nooit met julle geraas het nie, nooit straf uitgedeel het nie. Ek dink nie so nie. Bra? Inteendeel, ek was nie self daar nie, en ek is bang om te veel te sê, ek was nie daar nie, ek is bang hy trek my in. Maar as ek reg het, is daar baie keer sommer foute opgemaak om die hele aspek van dissipline net verder in jou in te grafeer en jou in te leer. Daar was dalk nie 'n fout nie, maar die bevelvoerder het sommer gesê daar's 'n fout. Ek kan onthou toe ek destyds gegaan het om deel te wil word van die lugmag, het hulle vir my nog voordat ek met die proses begin het hulle vir my gesê, aan elke applikant, julle moet dit baie duidelik weet, ons betoon geen genade in hierdie proses wat vir julle voorlê nie. As jy 'n toets dop, gaan jy huis toe. Jy kry nie 'n tweede kans. Jou genade het jy nou. Jy het die geleentheid om self huis toe te gaan voordat die proses begin. Maar as die proses eers begin en jy getoets word op alle terreine om te sien of jy dit waardig is om 'n vegvlieënier te kan word, daar's nie genade as jy iets dop nie. Jy gaan huis toe. Jy kry nie 'n tweede kans. En dit is presies dieselfde as dit kom by ons verlossing. Ons het nou genade. Ons word nou genade gegee. Die Here bly vir ons waarsku en vir ons sê, kry jou lewe reg, kom tot bekering. Moenie met daai sondige sak verlede bly rondloop nie. Terwyl jy dit vashou, gaan jy geoordeel word vir dit. Kom sit dit by my voete neer, raak ontslae daarvan, laat my toe om jou skoon te was en jou vry te spreek daarvan. Kom sit dit by die kruis neer, staan weg, moenie jouself meer daarmee vereenselwig nie. Ons word nou genade gegee. Maar daardie dag wat die inspeksie plaasvind, is die genade verby. Dan gaan die Here nie vir ons meer sê, skus, ek sien jy het nog 'n bagasiesondes wat jy nog nooit vir my gegee het. Of ek sien jou hart behoort nog nie aan my nie. Ek gaan jou gou vinnig 'n paar oomblikke gee om 'n skietgebed op te sê nie. Dan is die genade verby. Dan moet jy netjies wees volgens die militêre taal. En jy moet gereed wees of oorlogsgereedheid wees. 'n tweede rede is omdat ons te veel vashou aan die wegrapingsbeginsel. Hoor my mooi vandag. Daar is nie so iets soos 'n wegraping nie. Die wegraping beteken een of ander tyd gaan die Here Christene kom haal. Maar as jy nie deel was van daardie groep wat weggeraap is nie, moenie bekommerd wees nie, jy het nog tyd om jou lewe in gereedheid te kry, jy moet net reg wees wanneer die Here kom. Met ander woorde, hierdie teorie meld, die Here gaan dus 2 keer Christene kom haal. Daar is nie so iets in die Bybel. As dit waar is, dat ons maar die eerste bus kan mis en net moet seker maak dat ons op die tweede bus klim, waarom sal Paulus so
swaar die klem daarop lê in 1 Tessalonisense 5 en sê, die Here kom onverwags soos 'n dief in die nag, wees ten alle tye gereed. Waarom sal die hele gedagte van die inspeksiepoort so diep in ons ingeprogrammeer word? Wees reg, jy weet nie wanneer kom die vyand nie, jy weet nie wanneer kom die inspeksie nie, jy weet nie wanneer kom die oorlog nie, wees teen alle tye reg. Hoekom sal die Bybel soveel klem daarop lê? As daar na die Here se koms, of na die wegraping, 'n grasieperiode sal wees vir die wat nou nie die eerste bus gemaak het. Weet julle wie kom tweede? Dis nie die Here nie. Dis die duiwel. En hy's besig om baie van ons op 'n dwaalpad te lei en te sê, as ek nou nie deel is van die eerste koms nie, maak net seker jy's reg vir die tweede een. Die tweede bus gaan nie hemel toe nie. En ek weet nie van julle nie, maar al is al 2 busse, ek wil op die eerste een wees. Daar is nie so iets soos 'n wegraping. Die Here kom een keer. Wees gereed daarvoor. Ons weet nie wanneer nie, ons weet nie hoe nie. Al wat daar vir ons gesê word is, wees gereed. Derdens, en dit hoor mense ook baie, en jy sien dit ook baie, mense wat sal sê, ek het nog baie tyd. Ek het nog baie tyd. Ek's nog 'n jong mens. Hoeveel van ons was nie geskok oor die Afrikaanse dametjie wat die weer gelees het, wat nou dood is, hoe oud was sy? 36. Nee, sy nou 30, sy oorlede. Hoeveel kinders sien ons nie elke dag op sosiale media wat doodgaan nie? Daar's nie 'n ouderdom wat ons weet ons gaan haal en dan eers moet ons begin bekommerd raak dat die Here enige van die tyd ons gaan kom haal nie. Niemand van ons moet 50 word, moet 60 word, moet 70 word nie. Dis nie iets wat ons opgeregtig is nie. Dis nie iets waarop ons kan aanspraak en kan maak nie. Ons weet nie wanneer die Here ons stoutjie kom knip nie. Ons weet nie wanneer hy ons vlammetjie gaan kom uitblaas nie. Daarom kan ons nie met die ingesteldheid leef van, ek sal môre my lewe skoon maak. Ek sal môre my geestelike identiteit netjies maak. Hoeveel mense gaan slaap in die aand en hulle word nie die volgende oggend wakker nie. Daarom is die Bybel ook so duidelik, moenie wag nie. Moenie uitstel nie. Maak seker jy's nou hier in die oomblik gereed vir die Here se koms en die inspeksie wat daarmee gepaard gaan. Moenie dat die Here jou onverwags nader nie. Ek sluit af, Prediker 12 vers 14, en dis die laaste verse waarmee die boek afgesluit word, né? Lees ons die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van ons as mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Dis waarmee die boek Prediker afsluit. daarmee saam lees ons Openbaring 20 verse 11 tot 15. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel.
As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Maak seker, vriende, dat die inspeksiepoort deel van jou identiteit is. Vir die eerste paar poorte in hierdie reeks het ons gefokus op hoe kry jy jou lewe uit daai donker put uit wat trauma veroorsaak het. Maar ons het saam gesien dat in die tweede deel van hierdie reeks gaan dit alles oor jou toekoms. Dat jou toekoms nie eendag sal opeindig in 'n ewige donker put nie. Jy moet na jouself kyk, jy moet na jouself omsien, jy moet jouself beskerm. En dit alleenlik kan 'n mens doen met die hulp van die Here en deur die krag van die Heilige Gees. Ek hoop hierdie reeks was vir elkeen van julle inspirerend geweest. Ek hoop daar was iets hopelik in hierdie reeks wat julle gehelp het om geestelik te groei, geestelik te verdiep. Dalk was dit nie vir iemand van julle spesifiek nie, maar dalk iemand aan wie julle die boodskappe oorgedra het of aangesteer het, wat dalk op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid die Here se seën dan oor elkeen van u en elkeen wat by die huis inskakel en hierdie reeks volg, dan ook toe. En met dit, vriende, het ons dan vervolgens die voorreg om verder op te kan gaan met die stadsmuur en die draai te kan maak en by die skaapspoort dan ook uit te kom, waarmee ons ook in hierdie reeks begin het. Amen.